Baie bly om julle te sien, baie welkom vir almal van julle, ons het ook kuiergaste uit Suid-Afrika by ons, maar dit is altyd goed om julle te sien, en dat hierdie nie 'n warm plek sal wees, maar 'n koel plek van die water van lewe. 'n Plek wat ons hierdie vakansietyd moeilike vrae beantwoord, en ons het 9 wat ons besig is om te beantwoord. Vrae wat kinders eintlik vir jou vra, en wat die ander mense in die land vir jou vra, en wat jy baie keer vir jouself ook vra. En die vraag wat ons vandag gaan beantwoord is, hoekom moes Jesus so bloedig sterf? Nou, wil ek net nog agtergrond gee. Paulus wat die gemeentes gestig het, baie gemeentes gestig het en opgebou het, vir Titus gesê dat om Krete gewerk het, jy moet die ouderlinge oplei, sodat die geloof kan verdedig, maar ook moeilike vrae kan vra. En hierdie is nog een van die moeilike vrae wat ek vir myself gevra het, en ook vir die Vader wou gevra het, hoekom is alles so geweldig bloedig, jy weet? En daarmee saam ook, hoekom eet ons nie eintlik meer kouserkos, ons Christene, die Jode eet kouser, en die moslims eet halalkos, en ons eet net enige kos, jy weet? En daarmee saam, hoekom offer ons nie meer vandag lammetjies? Dit is alles deel van hierdie bloed ding, nee. Nou, in 2004 het daar baie interessante fliek verskyn, Passion of the Christ. Ek dink uiteindelik 'n 13 beperking op, wat kinders nie kan kyk, want dit is te gruesome gewees. En hulle het geweldig baie bloed gebruik toe Jesus gegeestel is, en ook op die kruis, hulle het 'n beeste bloed gebruik. En die New York Times het op daai stadium gesê, Christ was given to us not by a communion cup of blood, but by the gallons of it. Die gallonne het gevloei van al die bloed. Hulle het nooit gesê hoeveel bloed hulle gebruik het nie, maar ek wil ons weet, jy kan na hierdie TikTok videoetjie kyk, as jy vir Jesus slaan en so, dan kom maar net eenvoudig bloed uit. Dit is nie eintlik vir kinders se oë nie, jy weet, vir ouens wat wil flou val van bloed nie. So die vraag is, hoekom was bloed so belangrik? Hoekom is Jesus sterf en so bloedig sterf, is die vraag wat ek vandag vir julle wil beantwoord. Die antwoord is die volgende. Hierdie goed is eintlik altyd baie logies. Daar moes genoeg bloed wees. Om jou skaamte te kon bedek. En jou dink net daaraan. Genoeg bloed om jou skaamte te bedek. Dis die eerste een. Daar's 2 redes. Die tweede rede is, die bloed moes bewys dat iemand in jou plek jou sondes geassimileer het en toe in jou plek gesterf het. Hoe weet 'n mens iemand is dood as jy net so kyk, jy weet? As jy sien hy lê in 'n plas bloed en hy haal nie meer asem nie, dan is hy obviously dood. En ek wil hierdie 2 vandag vir jou verduidelik. Want ek dink ons gooi altyd alles in een pot, en dan op die einde, dan sit ons die pot partykeer mis. Veral as jy vir iemand moet gaan vertel, hoekom was daar so baie bloed gewees? Hoekom was hierdie 2 goed nodig gewees? Om ons skaamte te bedek, vir die goed wat ons verkeerd doen, en ook om ons sondes te assimileer. En die antwoord lê in hierdie 2 goed. God wou gehad het, dat ons met vrymoedigheid voor hom kan verskyn. Hy weet ons is sondig, ek en jy, en jy sal weer die sondes wat jy aanhoudend doen, en wat jy onwetend doen, en dit maak ons skaam voor God, en hy wil nie hê ons moet skaam wees vir hom nie. Dis dieselfde as jy 'n kind was en jy droog gemaak, moet jy maar jou pa gaan vys, jy weet. En hy wil dit vir ons moontlik maak om vandag nog steeds om te gaan vys. En dan die tweede rede was, hy wil hê dat sy kinders weer versoen met hom wees vir ewig en nou. Dis hoekom die bloed nou gevloei het daar, en ek gaan nou nie weer die Genesis verhaal vertel nie, want daar het nou sondes gekom op 'n stadium. So offers is eintlik maar deel soos gebed van alle godsdienste. Die van julle wat die Vikings gekyk het, hulle slagbeeste, ons sien die swart Afrika godsdienste slagbeeste vandag nog
as daar begrafnisse is, dan word 'n bees geslag en hulle wil half daar wees, want bloed is 'n simbool van lewe eintlik. Jy weet, veral in die ou tyd. Maar by hulle, hierdie tradisionele godsdienste gaan dit om dan 'n offer te bring vir God om guns te soek by hom. Maar die Jode en die Christene, hoekom ons dit gebruik, is meer om ons sondes skaamte te bedek en ons sondes weg te vat. En dis wat anders is van die offers wat ons bring, en dit skep dan 'n ruimte om voor God te kom. Ek wil nie al ander goed sê en ek wil hierby bly vandag, anders is nou weer by 1000 ander voorbeelde om die voorbeeld te verduidelik, en voorbeelde is gevaarlike goed. Die dominee het op 'n dag waar hy die boodskap was dat drank is nie goed vir jou nie. Toe het hy 2 glase daar. En die een was vol whisky en die ander was vol water en het 'n wurmpie daar gehad. En toe gooi die wurmpie, een wurmpie in die water en die ander een toe in die whisky. En die een in die whisky gaan toe dood, verstaan jy? En die een wat in die water gooi, hy wring toe so. Nou hy wil sê whisky is sleg vir jou. Toe sê hy, wat sê hierdie vir julle? En 'n seun sê daarvoor, dominee, as jy whisky drink het jy nie wurms nie. So mense moet versigtig wees met beelde. Nou, ons het 'n dogter wat gaan argitektuur studeer het. En ek onthou die dag toe ek aan Susanna vat in Bloemfontein. Toe sê die dosent, die kinders gaan nou 5 jaar lank studeer, want hulle moet 'n ander taal leer. Die taal van argitektuur, die taal van ruimte. En dit het sy inderdaad gedoen, maar dit het bietjie gemaal met hulle koppe. So ek wil vir julle sê, ons moet verstaan dat almal nie die Christelike taal ken nie, die Joodse taal ken nie, ons terme ken nie. So as mense jou stupid vraag vra, soos hoekom was daar so baie bloed, moet jy weet hulle verstaan dit nie. Die vraag is of jy dit verstaan, is wat ek vir jou wil verduidelik. En ek gaan dit eenvoudig hou vandag. So ek gaan net die 2 goed probeer verduidelik, want ek dink julle het nog nie die eerste een goed gehoor al nie. Daar's eintlik nog meer redes ook hoekom daar so baie bloed was, maar ek gaan net hierdie 2 hanteer. Die eerste een is die skaamte bedek ding, en ek gaan ek noem dit die Genesis en Openbaring rede. Dis die 2 eerste en die laaste boek gaan daaroor in kort, dat God het in die begin, ek weet nie of julle dit weet nie, dat hy die eerste offer gebring, om vir Adam en Eva veldklere aan te sit, om hulle skaamte te bedek. En dan lees ons Openbaring, gaan net meer daaroor sê, dat wat ek vandag wou ek 'n witterige hemp aantrek, dan gaan ons daar lees, dat die mense wat in die hemel is, sy klere is wit gewas met die bloed van die lam, om hulle skaamte te bedek. Maar om het te verduidelik wil ek vir julle 'n voorbeeld gee wat die Karoo boere doen, om skapies se skaamte te bedek. Die Hanslammers, weet ek sê pa ma nie. Okay, dan die tweede een wat ek gaan verduidelik is die hele, en ons ken dit beter, maar die hele ding dat die bloed moes vloei om ons sonde weg te neem. Maar daar's 'n kinkel in die kabel wat ons mislees in die Bybel, hoekom moes dit bloed wees? En ek noem dit die Levitikus, die Romeine en die Hebreërs rede. En ek wil hierdie 2 vir julle verduidelik vandag. Is dit reg so moenie verdwaal raak nie. Nou goed, kom ons begin met die skaamte een eerste. So as ek oor die goed preek, dan kom Susan by my, dan sê sy, haar pa is 'n boer gewees, maar daar staan, was hy nog 'n boer in die Karoo gewees. En sê sy, en as sy hierdie stories hoor, dan dink sy aan wat haar paale en elke Karoo boer tot vandag toe doen. Want my skoonpa het nooit vir gesê hoeveel skape hy het nie, ek dink hy wou gehad het, ek moet weet wat ek dalk eendag kan erf nie, maar hy het baie skape gehad. En so wat skape doen, partykeer word die lammetjies doodgebore, soos maar met mense ook, en partykeer is daar baie slegte oeye wat hulle lammers weggooi. Nou dis hierdie lammetjies wat jy daar sien, wat die hanslammetjies word, as jy op die plaas kom, om jy elke oggend nou met 'n bottel gaan en hulle gaan voer. Maar as jy 1000 sulke skapies het, dan raak hierdie groot probleem, verstaan julle. So, wat hulle dan doen, die boere? Hulle vat daai lammetjie wat dood is, dan slag hulle vol. En dan vat hulle sy velletjie, en hulle sit op hierdie lammetjie wat nou hanslammetjie is, wat nou, hy skaam, hy het nie meer 'n paar maande nie, vir maande nie. Dan bind hulle sy velletjie op hom vas. Dan vat hulle die bloed van daai lammetjie en hulle smeer daai hele lammetjie met die bloed van die ander lammetjie. En dan bring hulle daai lammetjie na hierdie ma toe wat sy kleintjie dood
gebore is. En dan ruik sy aan hom, oral, soos diere maak. En as dit soos haar lammetjie ruik, dan aanvaar sy hom as sy eie en sy maak hom gered. En dis hulle oplossing vir Hans lammas. En hierdie is presies eintlik wat Jesus vir ons, wat die Vader met Jesus vir ons kom doen het oor ons skaamte. En ek wil dit vir julle verduidelik, maar ek het 'n videoetjie gemaak wat ek probeer verduidelik hoe die skaapie dit sien. So kyk bietjie hierna. Ek is baie jammer, jou lammetjie is dood. My ma is 'n regte skaapkop. Sy wil my nie hê nie. Sal jy asseblief vir my 'n ander skaap maak kry? Ek is so opgewonde oor die velletjie wat jy op my vasmaak. Dit sal maak dat my nuwe mamma my gaan aanvaar. Dis baie belangrik om jou hele lyfie met die bloed te smeer. Dit verseker dat jy soos haar dooie lammetjie ruik. Lenny, ruik 'n bietjie of hierdie lammetjie joune is of nie. Kyk mooi na haar. Sy is baie kosbaar vir my. So ek het dit nooit sien gebeur nie, maar Susan is nou 'n witness hier en dan pa het vir my gesê dit is soos dit gewerk het op die plaas. Nou, ek wil dit gebruik om te sê die lammetjie het 'n skaamte gehad en eintlik was haar lewe in gevaar want sy het nie gesin gehad nie. So die een ding van die offer van God is dat hy ons skaamte wou kom bedek het. En dis iets wat ons miskyk. Ons lees in die begin in Genesis 3 dat na die sondeval, toe het God, ons lees dit daar. Daarna het Jahwe Elohim, die Here God, vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle dit aangetrek. Hoekom het hy dit gedoen? Want toe hulle gaan soek het, toe kruip hulle weg. En toe hulle sien, toe hulle sien jy vyeblaar kleertjies, wat doen vyeblare? Ja, dit krimp weg, jy weet, dan sien mens nou alles wat daar te sien is. En God wou hulle hierdie ongemak spaar, die skaamte dat hulle verkeerd gedoen het. Want hulle weet hulle het verkeerd gedoen, en staan ook daar. So die sondebesef het hulle skaam gemaak, dat hulle vrymoedigheid verloor het met God. En dis eintlik wat ons sonde ook doen. Dis nie sleg van verkeerd doen, jy bly weg van God of want jy voel altyd te skuldig eintlik om by hom te kom. En hy wil dit nie hê nie. En hierdie is eintlik 'n voorafgaanding wat hy later ook sou doen by die ander offer. Want ons lees interessant in die Bybel, voor die sondeval, en dit staan in Genesis 2 vers 25, was Adam en Eva kaal, maar hulle was nie skaam gewees nie. Dis amper om te sê, toe die wet kom en daar sonde gekom, so hulle het nie geweet dat hulle verkeerd is nie. En dan doen God hierdie, en dit is maar 'n liefdevolle ding wat hy doen, dat hy hulle skaamte voor hom bedek. Hulle is nog steeds uitgedryf uit die tuin uit, want hy het gesê daar gaan gevolge wees van hulle dade. Dan gaan ons na Openbaring toe. Een van die mooiste beelde van Openbaring vir my, wat ek onthou toe ek het begin lees het, is die een wat afspeel in Openbaring 7. So Johannes word weggeruk hemel toe. Julle wat nou op die tentekamp was, eers in Johannes 4 en 5 in die troonkamer, en dan skuif dit in Openbaring 7, steeds in die troonkamer, maar dan sien hy 'n klomp mense daar. En die mense het wit klere aan, en hulle palmtakke, en hulle waai dit, en hulle sing, ons redding kom van ons God, en wat woon en sit op die troon en van die lam, en hulle sing, hy is ons Heer vir ewig, en so sing hulle. En dan vra hy, vir die ouderling wat saam met ons is, maar wie is hierdie mense? Want hy weet nou, hulle weet wat aangaan nog nie. Toe sê hy, hierdie is die mense wat uit die aardse verdrukking kom, wat hulle klere wit gewas het in die bloed van die lam. Dis waar my pa en Susan se pa nou is, ons maas is nou nog hier, maar dis waar hulle is, want hulle het hulle klere wit gewas in die bloed van die lam. En dan, daarmee is dit soos die verlore seun wat eintlik 'n kleed oor hom gekry het. Die vader hom teruggeneem het, het hy sy lelike vuil wonde, hy het sy eie kleed oor hom gegooi, om sy skaamheid weg te vat. En nou in Johannes 1 vers 12, dan sê Johannes, God het ons die reg gegee, dat as ons Jesus aanneem as ons broer en ons verlosser, dan vat hy die skaamte weg, en ons het die reg om kinders van God te word. Hoekom? Want hy het hierdie klere van ons kom wit was. En dis waar jy eendag in die hemel gaan wees. Maar dis waar jy ook nou kan wees, met vrymoedigheid voor God.
En wat dit vir my beteken, as ek daaraan dink, dan sien ek in hierdie prente die liefde van God. Steeds vir Adam en Eva, die deernis met hulle naaktheid. Ek dink aan die deernis wat hy het met my sonde wat ek het. En gestruggle het, en wat mens maar altyd mee struggle, die ou mens staan ons nou maar altyd soms op in jou lewe, en dan sê hy, skaam daaroor. Dan sê hy, kom na my toe, ek bedek jou, ek het vir jou hierdie, ek het hierdie kleed oor jou gegooi. Eintlik is dit die kleed wat van my seun afkom, sodat dit jou skaamte kan bedek. En dit eindig altyd dat ek met vrymoedigheid na God toe gaan. En hoe eindig meeste van ons gebede? In die naam van Jesus. Jy sê, ek staan nie alleen nie, ek staan met my kleed hier. Ek het 'n goeie vriend van my, Dr. Maes Potgieter, het eintlik het so verduidelik. Jy weet, eendag as jy na God toe gaan eintlik, dan spring jy eintlik heeltyd onder Jesus se wit kleed in, en God sien eintlik Jesus as jy daar verskyn. Want jy kom in hom. Hy het gesterf sodat jy in sy plek kan lewe, maar jy het sy wit klere. So God sien nie eintlik vir jou nie. Hy sien in sekere sin sy seun, dis hoekom ons sy kinders word. En dis hoekom ek nie bang is om te gaan bid hê. Dis hoekom Dawid het ook ietsie verstaan. Hy het nadat hy met Batseba droog gemaak het en haar man doodgemaak het hy na God toe gegaan. Dawid het iets hiervan verstaan, al was hy in die Ou Testament. Maar ons is in die Nuwe Testament. Dis die eerste betekenis van die baie bloed. Ek het net nou gesê, daai lammetjie was klein, hy moes heeltemal bedek geword het. Jy moet weet dat Jesus kom gooi jou hele liggaam toe, dat die skaamte of die sigbaarheid van die sonde is weg. Dis 'n ander taal. Okay, dis die eerste een. Die tweede een is meer bekend. Dis wat ons net die sondes wegneem. Maar ons steek 'n bietjie hierby vas, en dis die Levitikus, Romeine en Hebreërs ene. Want al hierdie begin in die Ou Testament en hy loop deur na die Nuwe Testament. So, ons sien in Levitikus 1 tot 5, en dis mos 'n deel van die Exodus goed, dat God het ons nou gesê, ek gaan weer by julle bly, toe hy hulle uitgelei het uit Egipte uit. En in Exodus 25 sê, ek gaan weer my tentpele opslaan. Dieselfde wat Jesus gesê het in 1 Johannes 14, ek kom slaan my tent hier op, ek het dit laasweek gebruik. Maar daar's 'n probleem, die mense was vol sonde gewees. En wat hy toe sê, ek sal skape gebruik, en bokke, om julle sonde oor te plaas op hulle. Jy weet, en hulle assimileer eintlik jou sonde, en dan sterf hulle in jou plek. Dis maar eintlik wat die offerande daai tyd was. God het daai plan gemaak, en om grond daarvan kon die volk dan wel voor God verskyn. Dis iets anders as die skande wat hy toesmeer, dis eintlik dit. Maar nou sê God, in Levitikus 17 vers 11, en is belangrik om dit te lees. Hy sê, die lewe van die dier is in sy bloed. Onthou, die dier moet namens jou sterf. Hoe weet ons hy is dood? Wanneer God sê, wanneer ek sy bloed sal sê. Al sy bloed. Hy sê, ek het die bloed vir julle gegee, om op die altaar as versoening vir julle lewens te funksioneer. So wat dit beteken, jy dra jou sondes op die bok oor, en God verstaan dit so, en dan word die bok of die skaap gaan dood in jou plek. Want dis wat hy sê, die straf vir die sonde is die dood. En dan is die bloed, wat altyd 'n simbool van lewe is, wil eintlik die bok wil eintlik vir jou sê, ek sterf nou in jou plek, maar gaan lewe nou in my plek. Nou nie 'n bok lewe nie, maar 'n lewe vir God, verstaan jy? En die teken dat hy wel vir jou gesterf het, is die bloed. En daai bloed het hulle dan op die altaar gegooi. Wat eintlik interessant is. So, daar moes baie bloed wees, want dis die taal wat God verstaan. Hy wou die bloed sien. Dan het hy geweet, jy is ook ernstig met hierdie saak. En jy moes jou beste skaapie gebring het, hy moes blameless gewees het. En hierdie praktyk het vir lank aangegaan. Maar dan lees ons in Hebreërs dat God sê, die dieregraanoffers is deur God afgeskaf. Want elke jaar moes jy dit doen, en dit het nie mense beweeg tot iets beter in 'n lewe van dankbaarheid nie. En toe bring hy self sy ewige offer. Jesus het homself kom offer. Dis interessant dat die ander offer het met God begin, en hier moet Jesus homself gaan offer vir ons. En wat doen dit? En dis nou wat Paulus sê in Romeine 3 vers 25. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo.
So God sien die bloed van Christus. Hy sien as jy dit op jou neem en jy sê, ek aanvaar dat Jesus se bloed ek het my sondes op hom oorgeplaas, hy het gesterf, en ek kom met daai bloedoffer eintlik na God toe, en ek sê, u seun het gesterf vir my, en dan sê hy, nou het jy die reg om my kind te wees. Hebreërs vertel dieselfde storie. Hoofstuk 10 sê hy, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die allerheiligdom. Mense kon nooit daarin gegaan het nie. En die weg is vir ons gebaan deur sy liggaam. So, ek wil vandag die dots connected vir jou. Om te sê, dit is hoekom daar so baie bloed was. Dis die taal wat daai tyd gepraat is. Om jou skaam te bedek en jou sondes te assimileer. Ek wil 2 vrae net ook hier, sommer beantwoord ek in die begin ook gevra het. Hoekom bring ons nie meer offers nie? Want hierdie is die laaste offer wat gebring is. Daar staan in Hebreërs, hierdie is 'n ewige offer. Jesus het dit een keer gebring en as jy dit aanvaar, dan hoef jy nie aan mekaar te sê, ek gaan nou weer nie. Jy het een keer dan, dis soos ek is net een keer met Susan getroud, nou is ek haar man. As jy dit nie weet nie, ek dra ook 'n ring, verstaan julle? Dat ek droog maak is waar, vra maar vir haar, maar ek bly haar man. So later sal ek om vergifnis vra, terwille van die verhouding, maar nie om wie haar man te wees, ek bly haar man. So as jy eers een keer dit kon aanvaar het, dan staan dit. Jy is 'n kind van God, nou moet jy leef soos sy kind. En ons doen dit mos nou nie altyd nie. So, dis hoekom ons mee offers, maar offers wat ons bring, sê Paulus nou, is gebede, en ook ons hele lewe is 'n heilige offer vir God. Wat jy uit dankbaarheid sê, ek leef vir U, ek is een van die kinders, ek het die naam, ek's 'n Christen, navolger van Christus. Hoekom eet ons enige iets? Toe Noag geland het, toe sê God, julle kan vleis eet. Maar hy sê toe, nie ook die bloed van die diere nie. Dit moet uitgetap word, want hy sê, dis die lewe van die diere. En dis heilig, want lewe behoort aan my. Dis hoekom hulle het nie mag geëet het nie. Dis hoekom die Jode vandag nog slag 'n bees, laat die bloed uitloop, dan is dit kousevleis. Die moslems dieselfde, halal vleis. Ek weet nie of jy eintlik weet wat maak hulle met jou vleis nie, maar dit maak nie vir ons saak hê. Want Jesus het gesê, ek het alles heilig gemaak nou. Daai is 'n taal van die Ou Testament, Nuwe Testament, alles is vir ons geoorloof. Jy kan offervleis ook eet as jy wil. Jy kan bier ook drink, maar Paulus het toe gesê, as mense nie af van hou nie, met jy te wille van 'n swakheid, moet jy dit nie doen nie. Verstaan julle? So, hierdie is om jou skaamte te bedek, die baie bloed in jou sondes te assimileer. Nou, terwyl ek nou 'n bietjie navorsing gedoen het vir die preek, het ek op hierdie foto afgekom. En dis nogal interessant, dat kinders, jy weet, uit die mond van die suigeling, hulle is half ongefilterd. En ek onthou toe ek klein was, goed was my eenvoudig geweest. Kinders vra nie eintlik vra nie, hulle aanvaar dit net eenvoudig. En hierdie seentjie het in 'n museum gekom. En is in Europa geweest. En toe hy Jesus sien, sit met die bloed, en onthou jy wat vir hom gesê is, en hy kon nie anders as om haak te gaan gee. Ek dink toe Jesus saam met die Vader in die tuin van Eden was, het hy vir hom gesê, kan hierdie beker nie my verbygaan nie. Is nie 'n ander manier nie. Is die bloedding nou genuine die enigste manier? Nou verstaan ons hoekom hy dit gedoen het. Want dis die taal wat die Jode verstaan het. Maar dit moet ook die taal wees wat ons verstaan. En vandag wil dit vir jou sê, jy moet regtig, as jy dit verstaan, kan jy nie anders dan om die ruimte wat vir jou geskep is, na Jesus toe te gaan en hom vas te hou, te sê, dankie dat U my skaamte weggevat het. Dankie dat U vir my 'n ruimte gegee het en my sonde geassimileer het en my plek gesterf het. En dis dan wanneer 'n mens hierdie woorde wil sing. En ek wil hê dit met jou woorde vandag. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song.